Ek love het wanneer die diens so loop, dat jy sien hoe die Heilige Gees werk, en dan besef jy, wow, dankie Here, my boodskap is nie thumbs-up nie. En wanneer ek besef dat die Here is al heel week op my besig, met 'n boodskap te vandag, ek weet nie of die slide op is nie, hy is op. Vandag se boodskap gaan oor Lazarus. Nie eintlik oor Lazarus nie, maar die storie waar Lazarus betrokke is, kom ons stel dit eerder so. En die amazing deel van dit is dat Lazarus word, ek gaan dit met respect sê, hy word as 'n tool gebruik om die groter prentjie oor te dra. Almal praat van Lazarus en ek kan nou vir jou sê, van die klein kindertjies tot groot mense weet van Lazarus. En as ek vinnig moet sê, wat weet hulle van Lazarus, en almal vir my sê, ja man, Jesus het gesê, Lazarus staan op, en Lazarus het uit. Dit is pretty much the gist. Maar daar is soveel meer aan die storie, en toe ek nou hierdie week sit, en met Lazarus' storie werk, jene, ek gaan vanmiddag daar by my vrou, en ek sê vir haar, het jy enige idee, hoeveel konteks is in die storie? Ek sê vir haar, soos ek die versies deurgaan, sê ek soos, maar hier is 'n boodskap, hier, net hier. En dan gaan jy af en dan besef jy, maar hier is 'n boodskap, net hier. Dit is soveel groter as wat 'n ou dink, en as jy die tyd vat, en net bietjie oop is, dat die Heilige Gees vir jou wys waar daar staan, dat jy nie met jou eie oë lees nie, dan dink ek, gaan jy in meer as een Bybelvers, gaan jy meer as een boodskap kry. Maar kom ons begin by die begin, kom ons begin by die konteks. Lazarus word die eerste keer genoem in Johannes 11, en hy was die broer van Martha en Maria. As julle nie weet wie Martha en Maria was nie, Martha en Maria was ook twee sissies wat beklei het. Martha het gemou want Maria sit in chat, en sy al die werk moet doen, terwyl Maria by Jesus sit, so Martha was kwaad. So dit was dan die twee sissies van Lazarus. Wat jy ook moet weet is, hulle was ryk. Hulle was nie jou average gesin nie, hulle was nie middelklas nie, hulle was redelik wel af. Die rede daarvoor, want hierdie oudste Maria het gekom met 'n fles verskriklike duur nardesolie om Jesus se voete te sien. Nou net in konteks te sit, daai olie was 'n jaar se lone werd. In vandag se tyd kan jy sê dit was tussen 50 en 70.000 rand werd. Ek het dit so vlugtig gaan uitwerk. Dit was omtrent die hoeveelheid van 'n bietjie meer as gewone blikkie koeldrank, sê 400 ml om af te rond. En dit was plus minus 70.000 rand werd in vandag se tyd. So nou kan jy dink in daai tyd is daar mense wat loop en hulle het van daai goed in hulle huis. Nou nardesolie het jy nie na die mark toe geloop en gaan nardesolie gekoop nie. Die proses om nardesolie te maak is immens. Dit word uit die stammetjies van die plant gepers om daai olie te kry. So jy kan nou gaan dink vir jouself, hoeveel van daai plantjies vat dit om selfs 'n half liter van daai olie bymekaar te kry. En dit word ingevoer, want dit was nie uit die area gemaak nie. So daai olie was ingevoer. So hulle was nie enige mense nie, hulle was nie enige familie nie, hulle was 'n bietjie upper class gewees. So dit is die konteks daar, laat ons gaan aangaan hierso. Nardesolie, okay, great, vriende. Jesus het daai familie geken. Jesus was in hulle huis gewees, meer as een keer. Hulle, beide Lazarus en sy twee susters, was vriende van Jesus. Hulle was vriende van die disippels gewees. So dit was geen situasie van Jesus het nie geweet wie hulle is nie, Jesus was wel bekend met hulle, so hulle was eintlik mense wat daai gevlaai het. Jy weet, hulle was finansiëel, was hulle redelik wel af, en nou is hulle nog vriende met Jesus. En ek weet nie of hulle op daai stadium werklik besef het, wie is Jesus nie. Nou waar was Jesus gewees ten tye van toe Lazarus dood is? Of ten tye wat hy siek geword het? Hy was by die Jordaan gewees, daar waar hy gedoop was. En waarom was hy daar?
Ek gee R50 vir die wat raak kry. Hy was daar gewees en hy het uiteindelik gevlug. Want net voor dit wou hulle hom stenig. Hulle wou hom stenig want hy het gesê, ek en die Vader is een. En daarvoor wou die Jode hom stenig, nie enige nasie, die Jode wou hom stenig, want hy het gesê, hy en die Vader is een. En dit is eintlik skokkend as jy daaraan dink, dat Jesus wat Jesus is, moes weghardloop, oor hy is wie hy is. En hulle wou dit nie herken nie. Nou, Lazarus is siek. Lazarus is baie siek. Siek genoeg, dat sy suster sê, luister, dit is nou tyd. Iemand moet hardloop en vir Jesus gaan sê wat aangaan. Maar jy moet verstaan, soos ek gesê het, hulle is wel af mense gewees. So teen daai tyd was dit baie moontlik dat ander geneeshere alreeds daar was. Dat hulle ander mediese hulp op probeer kry het, alreeds op daai stadium, want hulle het die finansies gehad, hulle het die koneksies gehad, hulle het mense geken. So dit was nie 'n familietjie wat daar in die slums was nie, hulle was wel bekend. So hulle het koneksies gehad. So die kanse dat daar dalk al 'n dokter daar was, of 'n geneesheer daar was, is baie groot. Maar hulle wag, en hulle wag, en hulle wag. So en op Lazarus se laaste, besluit hulle toe, nou luister, die ding is nou ernstig. Ons moet nou vir Jesus iewers kry. So hulle stuur 'n boodskapper en daar gaan hy, en hy kry toe nou vir Jesus. En wat interessant is, hy sê vir Jesus, die een vir wie u lief is siek. Hy sê nie, Jesus, Lazarus, daai ou met die twee sissies, die een wat te veel parfuum het en die ander wat te veel skoon maak nie. Hy sê, die een vir wie u lief is. Jesus het onmiddellik geweet van wie hy praat. Maar, Jesus het ook gesê, en hierdie bring my by terug wat ek nou gesê het, hierdie het gesê, hierdie siekte is nie tot die dood nie, maar tot die eer van God, sodat die seun van God daardeur verheerlik sal word. Dit taai presies terug wat ons nou gesê het. Jesus het op daai stadium gesê, ouens, raak dit vir my rustig. Raak dit vir my rustig. Ek weet wat ek doen. Hierdie gaan uitgesort raak. Raak dit vir my rustig. I got this. En dit was te veel vir die mense om te hanteer. Soveel, en Jesus is soos, weet jy wat, net om 'n punt te bewys, gaan ek nog 2 dae hier op chill. Langs die rivier, plakke in die water, los my uit. Ek gaan 2 dae wag. Nou moet jy weet, dit het 10-10-1 vir daai boodskapper 'n dag gevat, om tot by Jesus te kom. Hy was so plus minus 37 km weg van waar hulle was. En Jesus besluit, hy wag nog 2 dae. So met ander woorde, volgens my kalkulasies, ek mag verkeerd wees, julle kan my korrigeer, op dag 4, besluit Jesus, hy gaan nou terug. So Jesus wag doelbewus 4 dae. Hoekom? Volgens die Joodse geloof op daai stadium, as iemand langer as 4 dae dood is, het sy gees hom verlaat. So Jesus sit daar en hy is, ek weet nie, ek sien die prentjie soos, hulle wil my nie herken vir wie ek is nie. Hulle wil my doodgooi met klippe. Ek gaan nou vir hulle wys wie ek is, want ek is. En hy het gewag tot op die laaste. Nou, daai is up for debate. Daai liedjie wat sê, ja, even if he's 4 days late, still on time. Ek is soos, hy was nooit laat nie. Dit is die kruks van hierdie situasie. Hy was nooit laat nie. Ons dink hy was laat. Hy was nooit laat nie. Hierdie was 'n presiese, uitgewerkte situasie, waar hy geweet het, in die tyd wat ek daar gaan aankom by hulle, gaan al reeds 'n klomp deure by mekaar wees. En wanneer ek doen wat ek doen, gaan daar mense wees wat dit sien, en hulle gaan ongetwyfeld nie kan sê, dat ek is die seun van God nie. Hulle gaan moet erken, hy is wie hy sê hy is. En hy is God. En so dit nou gebeur, Jesus kom daar aan, en Martha is die eerste een wat hom kry. Hy was toe nog nie by die graf nie. Martha hardloop terug huis toe. Sy gaan fluister daar in Maria se oor, dat Jesus is hier, jy sal dit nie glo nie.
Maria spring op en sy laat wiel, en met die feit, dat toe sy gaan, toe sien die ander mense, wow, hier gebeur nou iets, en hulle volg haar. En hier is waar die storie begin uitspeel. Want ewe skielik is hulle daar, Lazarus is dood, al 4 dae, Jesus wat hulle wou stenig is terug in die dorp, things just got real. En die wonderwerk is op pad. Maar voordat Jesus teruggegaan het, wou die disippels wat saam met hom was, wou nie gaan nie. Want hulle was bang. Hulle was bang dat Jesus doodgemaak gaan word, maar daar was ten minste een uit die lot uit wat gesê het, weet jy wat, hy sal gaan, hy sal saam Jesus sterf. Maar eindelaas, toe Jesus vir hulle verduidelik van die tyd het, sê daar was 12 ure dag, 12 ure nag, kom ons loop deur die dag, dat ek nie my voete stamp in die nag nie. So alles was beplan gewees, niks was per toeval nie. En Jesus sê toe ook vir hulle, wacht, laat ek dit gekry, terwille van julle, is ek bly ek was nie daar nie, sodat julle kan glo. Met ander woorde, so terwille van die disippels, was hy bly hy was nie daar toe Lazarus dood is nie, of toe Lazarus siek was nie. Want self die disippels, wat gesien het die wonderwerke wat hy doen, en geweet het met wie het hulle te doen, selfs daar, moes Jesus nog vir hulle sê, hierdie is terwille van julle geloof. Nou moet julle verstaan, hierdie is die laaste wonderwerk wat Jesus gedoen het voor sy kruisiging. So daar's al 'n reeks dinge wat gebeur het. So daai disippels en die mense wat saam met hom beweeg het, kan onmoontlik nie sê, ons weet nie wie die is nie. Hulle kan nie sê, ons kan ons net in hom glo. Want hy is die seun van God, hy het dit bewys. Meer as een keer, op meer as een manier ook. Maar steeds sê Jesus, as hy's bly het nie gegaan nie, want terwille van hulle geloof. So dit is nogal 'n rowwe een, as ek nou daai ouens was, sou ek gedink het, wie dink hy is hy? Om vir my te sê, ek glo nie in hom nie, ek is dan hier saam met jou hier langs die rivier, what's cooking? Maar Jesus het hulle harte gesien. En hy het geweet, dat hier is nog steeds ongeloof in hulle. En dit vat iets soos, om iemand uit die dood uit op te wek, sodat hulle sal luister. Maar die feit dat Jesus ook nie opgespring het die eerste dag nie, toe hy nou die nuus skryf van Lazarus, is dat hy wou nie daar aankom en hom voorgee as 'n geneesheer nie. Hy wou nie daar aankom en daar lê Lazarus en hy voel nie lekker nie, en nou kom Jesus nou en sit langs hom en Lazarus, hoe voel jy? Is jy okay? Is 'n bietjie warm ou. Weet jy wat, kom ek bid vir jou dat jy gou gesond word. Jesus wou nie dit doen. Hy het 'n groter plan gehad. So Jesus het presies bereken. En die plan was nie dat mense sien, hoe maak hy iemand gesond nie. Die plan was, dat almal sien, hoe hy iemand uit die dood uit opwek. Nou net gou vir konteks, daar's 'n verskil tussen opwek en opstaan. Jesus het vir Lazarus opgewek, maar Jesus het opgestaan. Om op te wek vat dit iemand van buite af, om op te staan doen jy self. Dat jy daai gou in konteks kry. So Jesus het gekom en hy het gesê, staan op, kom uit. Maar Jesus, daar was niemand wat vir hom gesê het, staan op, kom uit, doen iets nie. Hy het dit self gedoen. Want hy is, ek is. En dit is wat almal moes verstaan. So Martha gaan uit daar waar Jesus was, en Martha sê vir Jesus, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. So dit kom basies daarop neer, weet jy wat Jesus, hier is half jou skuld, dat as u hier was, sou hierdie ou bly leef het. Maar Jesus stel haar vinnig gerus, en hy sê vir haar, jou broer sal leef. En sy sê ook toe, sy weet dat hy weer sal opstaan, so hy sal leef saam met die laaste opstanding. Met ander woorde, hulle het geglo dat God eendag gaan terugkom, en as God gaan terugkom, dan staan al die dooies op one shot, en hy sal deel van hulle gewees. En dit was die Jesus se plan nie. So Jesus maak haar toe nou rustig, en hy, wat het hy, ek het gebruik plan, vers uitkom, sorry. Sorry julle,
my verskoon. Aha, hier is dit. Jesus sê toe vir haar, ek is die opstanding en die lewe, wie ook al in my glo, sal lewe al sterf hy ook. So hy staan al gerus, maar ek weet nie of sy op daai stadium geweet het wat dit beteken nie. Maar in daai vers gee Jesus homself name. Ek is die opstanding, ek is die lewe. In Openbaring 1 sê hy, ek is die eerste, ek is die laaste, ek is die lewe. Ek is. Maar eienaardig genoeg met hierdie hele storie van Lazarus, raak Jesus op een stadium toe hy sien almal huil, hy sien die Lazarus se susters huil, hy sien die Jode huil, hy sien almal is baie emosioneel en hartseer. Raak Jesus bewoon, die Bybel gebruik spesifiek die woord bewoon. En toe ek nou gaan kyk, wat beteken bewoon, want jy weet, ek is nou een van daai ouens, as jy vir my iets sê, wil ek altyd weet, wat beteken dit? En die kort beskrywing van bewoon beteken 'n intense meegevoel. So Jesus het op daai stadium die mense om hom gesien. En hy het nie bewoon geraak oor Lazarus wat in die graf is nie. Hy was nie gepla oor Lazarus wat dood was nie, want hoekom? Want hy het geweet, Lazarus gaan nou langs my staan. Dit was nie sy probleem nie. Jesus het meegevoel gehad met wat hulle voel op daai stadium. En dit sê vir my iets van Jesus se karakter. Dat hy selfs in so omstandighede waar hy weet, hy gaan nou 'n wonderwerk doen, het hy meegevoel gehad met hulle hartseer. Het hy meegevoel gehad met wat hulle deurgaan op daai oomblik, want hulle het nie op daai stadium geweet wat kom nie. Jesus het geweet wat kom. Maar hy het nog steeds saam met hulle hartseer geword, want hy het 'n intense meegevoel vir hulle gehad. En as jy nou nie verstaan dat dit wys deel van Jesus se karakter nie, weet ek nie. Nou kom ons by die graf. En julle moet my verskoon, ek gaan hierdie dinge sistematies deur, want ek moet die prentjie skets, dat julle weet waar alles is. By die graf, die eerste opdrag wat Jesus gee is, rol die klip weg. Toe ek nou gaan sit en dink en rol die klip weg, nou ek's 'n baie prentjie mens, so as jy vir my sê rol die klip weg, die eerste ding wat ek dink is 'n Indiana Jones style ronde klip, wat kan rol. Maar ek twyfel of dit so eenvoudig was. Ek twyfel of dit 'n mooi, cool ronde klip was. So my afleiding is, dat die ingang na daai graf kon nie te groot gewees het nie. So die klip wat daarvoor was, moes klein genoeg gewees het, sodat hulle die klip kon skuif, of uit die pad uitkry. Sonder moeite, want Jesus het gesê, rol die klip weg. Hy het nie gesê, gaan kry vir die John Deere nie, hak die klip en sleep hom nie. Hy sê, ouens, rol vir my die klip weg. So dis 'n opdrag, 'n eenvoudige opdrag. Sê vir my, die ouens het gegaan 10 keer meer as een ou en hulle het gegaan en hy klip weggerol. So dit was Jesus se eerste opdrag. Maar die ouens huiwer. Want Lazarus stink al op daai stadium. Hy was 4 dae dood, hy lê in 'n graf. Ek het gaan kyk, die gemiddelde temperatuur in daai streek is omtrent 27 na 32 grade. Dit hover omtrent daar rond. In ander woorde, dit was warm. Hy was nou wel in 'n grot waar dit koeler was, maar hy was al besig om te ontbind. En ek gaan nou nie in details gaan van ontbinding nie. Ek wou eintlik, toe dog ek, ons is mos nou by die kerk. So ek kan nie nou Dexter gaan hier op nie. Maar hy was al in ontbindingsfase. Nou, soos ek gesê, die grafkonstruksie moes redelik klein, die opening moes redelik klein gewees het, sodat hulle 'n klip daarvoor kon sit. So ons het nou daai konteks. Nou hier gebeur iets wonderlik. Nou moet jy verstaan, kry nie die prentjie. Daar is 'n klomp mense om Jesus op daai stadium. Jesus staan nie man alleen met Lazarus se familie daar nie. Daar is mense wat hom dophou. Daar is Jode wat nie in hom glo op daai stadium nie. Hulle het meegevoel gehad met Maria en Martha vir Lazarus se situasie, maar hulle was nie Jesus fans nie. Dis 'n verskil. Jy kan mense kry in jou lewe wat saam met jou huil, wat saam met jou hartseer is in 'n situasie, maar hy kan nie saam met jou bid nie.
Ek bedoel, is ek verkeerd? Jy het 'n chom wat saam met jou oor die braai kan sit en hy kan hier langs jou sit en hy kan bedroef raak oor jou Jack Russell gesteel is, maar hy gaan nie vir jou bid dat jy 'n hondjie kry soos Sean se nie. Daar's 'n verskil. Hulle was vriende, hulle het meegevoel gehad met hulle, maar hulle het nie verstaan wat aangaan nie. Hulle het nog nie verstaan wie daai ou was wat daar staan nie. Hulle wou hom kruisig, of hulle wou hom stenig, hulle gaan hom nog kruisig. Nou kom dit neer op, Jesus staan daar, nou moet jy weet, ons praat van Jesus, ons praat van God, ons praat van een wat al die krag het. Hy kon daar gestaan het en gesê het, Lazarus word wakker, klip breek uit, hierdie word so met Disneyland, one shot. Hy het dit nie gedoen nie. Hy maak 'n keuse, ek sê 'n keuse, ek dink dit was 'n keuse nie, ek dink dit was meer 'n gehoorsaamheid. Is die regte woord, sorry. Om te bid, om eers met sy Vader te praat. En ek dink die rede waarom hy dit gedoen het, want 'n paar dae of rukkie voor dit, wou hulle hom stenig, want hy het gesê, ek en die Vader is een. Hier kom hy, al die mense is bymekaar, hy bid tot die Vader. En iets gebeur. En hier kom die volgende ding, en almal van julle ken hierdie, is waar Jesus sê, Lazarus, kom uit. Nou die Bybel sê, daar was hy uit met 'n stem, 'n dreunende stem gepraat. Nou, hoe ek hierdie storie imagine, is, toe Jesus dit sê, toe is dit soos 'n shockwave, wat afgaan. En daai stem is in die doderyk in, en hy's oral. En elke liewe demoon, en elke duiwel, selfs die dood het op daai stadium gesien, ouens, hierdie gaan ons nie wen nie. Laat hom gaan. Jesus se stem het mag oor die dood. Jesus het mag oor die dood, punt. Jesus het mag oor alles, punt. Hoe jy dit ook al wil sien. Maar wat vir my, en hierdie is nou weer waar jy moet verstaan hoe ek na die ding kyk. Jesus sê nie vir Lazarus staan op nie. Want opstaan beteken een aksie. Staan op. Okay, nou wat? Jesus sê vir hom, Lazarus, kom uit. Dit beteken, hy moes opstaan. Hy moes beweeg. Hy moes 10 keer en baie moeite doen om daar uit te kom. Want dit was 'n klein graf. Hy kon 10 keer nie regop staan op daai oomblik nie. So hy moes kruip. En hier het hy nou gekruip en hier het hy eventually deur die gat gekom. Dis so ek het sien, want hy was nog gebind gewees. Hy het nie ewe skielik al die lappe het afgeval en hier kom hy daar uit met sy lekker takke en sy jeans en goed en hier sê hy soos, I'm ready for this, die ouens. Jesus moes toelaat dat hy uitkom in sy kondisie wat hy was, sodat die ander hom kon sien. Sodat die ander kon sien wat Jesus doen. Lazarus moes uit die donker uitkom. Hy moes uit die gat uitkom waar die mense hom laaste gesien het. Hy moes uit die gat uitkom waar die mense laaste onthou hy was. Sodat hy kon uitkom. Sodat die res hom kan sien. Sodat almal kan sien hy het 'n ontmoeting met Jesus. Dit is nie meer iets om oor te twyfel op daai stadium nie. Hy het daar uitgekom met lappe en Jesus sê, maak hom los sodat hy kan gaan. Met ander woorde, hy het daar uitgekom. Hy was nog gebid. So dink vir jouself wat dit moes vat vir Lazarus om daar uit te kom. Die woord van God, Jesus se stem was so sterk dat Lazarus in sy kondisie kon nie anders as om gehoorsaam te wees nie. Hy kon nie anders as om te kruip of te rol of te seil, maar op een of ander manier moes hy kom waar Jesus is. En ek verbeel myself toe hy daar uitkom, onthou, hy was 4 dae in 'n grot, hy was, ek weet nie waar hy was nie. Ek dink toe hy daar uitkom en hy
die lappies het so half geskuif. Is die eerste ding wat hy seker gesien het, is die skerp lig wat hom vang. En hy was half verblind. Dit is my geval in die oggend wanneer ek eerste keer die lig gekyk. En ek dink die volgende wat hy gesien het, is Jesus. Ek dink dis die eerste persoon wat hy gesien het na hy daai graf uitkom. Ek dink nie hy het sy sissies gesien of sy chomma gesien of die ander ouens gesien nie. Ek dink sy oë was onmiddellik gefestig op Jesus. En Jesus het gesien, die werk is gedoen, hy is uit, maar daar is nog iets wat gedoen moet word. En dit was die derde opdrag wat Jesus gegee het. En hy het gesê, maak hom los, dat hy kan gaan. Dit help nie, jy sien, iemand het 'n absolute ontmoeting met die Here. Hierdie persoon het 'n handomkeer, ondervinding met Jesus, maar jy wil steeds ietsie oor hom sê nie. Jy kan hom nie laat gaan nie, jy kan daai ou nie losmaak nie. Dis hoe ek hierdie ding ervaar het. Jesus doen die werk, jy sien die werk is gedoen, jy sien Jesus het in die ou se hart gewerk. Jy sien die persoon is nie meer dieselfde persoon nie. Maar jy kies om te skinder oor hom. Jy kies om jou hou vas te hou oor hom. Maar Jesus sê, maak hom los en laat hom gaan. Nou op daai stadium weet ek nie wat het Lazarus gedoen nie. Ek het dit dalk misgelees, maar ek kan nie onthou nie. Wat ek wel weet is dat die opwekking van Lazarus was goed en sleg. Van die mense was jubelend, hulle was baie happy, want Lazarus leef, my boetie is terug. Yay! Maar van hulle was bitter. En hulle kon nie wag om by die fariseërs uit te kom en te gaan skinder nie. Daar's wel, ek kan nie my woorde kry nie. 'n deel in die Bybel wat sê hulle het gaan skinder by die fariseërs. Een van die vertalings, dis die regte. Een van die vertalings sê hulle het gaan skinder by die fariseërs. Nie hulle het net 'n boodskap gaan oordra nie, of hulle het net gaan vertel dat hierdie ou leef weer nie. Hulle het gaan skinder, en die feit dat die woord sê skinder is vir my soos, dit is hoe ernstig skinder is. Sorry dat ek nou 'n bietjie op die skinder hamer, maar ek ken ongelukkig mense dat, jy weet, dis een ding om jou hart uit te praat, dis 'n ander ding om iemand net sleg te sê. Dis 'n ander ding om by iemand te gaan praat oor 'n ander persoon met die hoop, hierdie persoon gaan aan my kant wees, sodat ons saam kan opteam teenoor die ou. As jy daai ou is, moet dit doen nie. Ek moet vir jou sê, ek het ook by mense geleer in my lewe, dat dit is nie mooi om dit te doen nie. Ek was daai ou, hoor, ek kon lekker skinder, ek kon lekker praat oor 'n ander ou, en ek het nie teruggehou nie. Maar wie eens, dankie Here, en hy verander jou hart, om terug te kom. So hulle gaan na die fariseërs toe, hulle gaan na die hoëpriesters toe, en hulle gaan skinder, en daai ouens besef, hoor die ouens, ons het probleme. Hierdie ou is besig om mense uit die doodheid op te wek. Hy maak blindes gesond. Hy verander water in wyn. Hierdie ou hy's nie ons tipe ou nie. What's going on here? Ons kan nie hierdie ou toelaat nie. Ons kan hom nie toelaat om aan te gaan en te doen wat hy doen nie. En een van hulle staan op, en hy sê, ouens, as julle net die groter prentjie kan raak sien hierso. Ons moet nou 'n keuse maak. Gaan ons hierdie ou aanvat, dis nou Jesus, of gaan ons toelaat dat die Romeine ons kom oorvat? Want ons val nou nie meer onder hulle kategorie van vriende nie. So die Jode besluit daar, wat is die ou se naam? Sorry, ek net by daai Caiaphas, jy sien dit is vir ons vir ons daar nie, hè? Hier so sien ek. Ja. Caiaphas, wat hy nie besef het op daai stadium nie, is hy het geprofeteer. En hy sê, laat hy sterf vir almal.
Laat ons hierdie man eerder arresteer, laat ons hom vat, laat hy sterf namens almal. En dit is presies wat gebeur het. En so die storie aangegaan en hierdie mense het besluit, hulle gaan Jesus kruisig, hulle gaan hom aanvat, hulle gaan hom uithaal. En op die einde van die dag kom dit neer van Jesus wat vir almal gewys het wie hy is, wat bereid was om alles te doen, wat wys, hy is die Seun, hy is een met God, is die een wat hulle wil kruisig. Maar nie oor, ek dink dit was 'n vreesding. Ek dink hulle was bang, want jy weet wat, as ons hierdie ou nie nou onder beheer kry nie, het ons probleme later. En dis presies wat die vyand in jou lewe ook doen. Wanneer die Heilige Gees in jou inkom en die Heilige Gees begin met jou werk, die vyand like dit nie. Onthou, daar's nog 'n kant in jou wat nog fight daarso. So jou gedeelte wat nou nie van Jesus hou nie, fight met die Heilige Gees. Hy probeer jou wegvat daarvan af. En dit is ongelukkig die wêreld en dit is ongelukkig wat elke ou vandag mee beklei. Nou, Jesus kom en hy is die een wat sterf vir almal. So, hy is die verlosser, die een wat vir almal sterf, waardeur almal gered kan word. Nou kom die probleem in, en nou praat ek van ons vandag. Dit is baie maklik om terug te praat in geskiedenis, te sê, daai ouens het Jesus gekruisig. Daai ouens wou nie vir hom luister nie. Maar nou kom ons vandag, en ek wil vir julle hierdie so oordra. Wie dink ons is ons? Hoor my uit. Ons erken Jesus, net wanneer ons wil. Dit terwyl elke demoon weet, presies wie hy is. Ons misbruik sy naam, terwyl elke demoon en elke duiwel weet, dis die naam bo elke naam. Ons verontagsaam en ignoreer sy stem, terwyl selfs die dood sy stem moet gehoorsaam. En ons kies om te lewe asof daar geen einde is nie, asof daar geen nagevolg is nie, en asof daar geen rekenskap vir ons aksies gaan wees nie. Dit alles, terwyl die vyand sit en kyk hoe sy tyd uitloop. So ons gaan aan asof daar geen einde is nie. Ons doen wat ons doen. Ons ontken Jesus. Ons is nie veel anders as baie van daai mense nie. Maar ons wil staan en sê, ek is 'n wedergebore kind van die Jesus. Maar ek ignore hom maar. Ek kies ook maar partykeer wil ek vir hom luister of nie. En al hoor ek sy stem, is ek soos, nee. Het jy al gesien as kinders, as hulle nie wil hoor, dan druk hulle vingers so in hulle oor en sê hulle, nee. Ek dink van ons doen dit, want dit wat ons hoor van Jesus af, dit wat ons hoor van die Heilige Gees, is nie wat ons wil hoor nie. So ons wil teen dit draai. Maar elke enkele liewe demoon in hierdie wêreld, oral, geeste mense waar ook al jy daarna wil kyk, as Jesus praat, luister hulle. Nou wil ek vir jou vra, is jy beter as 'n demoon? Ek bedoel, as 'n demoon kan luister, kan jy seker ook luister. So jy moet nou besluit, wat se kant van die coin val jy? Ek weet nie, jy moet daarin vir jouself uitwerk. Nou om af te sluit, Jesus het meegevoel gehad met die mense wat daar om Lazarus se graf gestaan het. En dit kom neer op, jy sit vandag hier, jy wonder, Here, hoor U my, sien U my, weet U van my. Wat toe die boodskap gegaan het na Jesus toe,
was die boodskap, Jesus die een vir wie u lief is. Daar is nie eers 'n naam genoem nie. En jy moet verstaan vanaand, jy is die een vir wie hy lief is. Want as jy nie die een is vir wie hy lief is nie, was hy nie op daai kruis nie. En jy moet verstaan, die dag toe Jesus op daai kruis is, en ek bly hierdie, as ek baie keer as ek met ouens praat hier oor, verduidelik ek dit so, dat baie daai ouens het gedink, hulle is besig om Jesus na die kruis toe te vat. Wat hulle nie geweet het nie, Jesus was besig om hulle na die kruis toe te vat. Hulle het gedink, hulle dra hom. Jesus is besig om hulle te sleep. Dis hoe ek daarna kyk, want Jesus het gegaan, hy het geweet, met Lazarus se opstanding het hy geweet, die tyd is besig om nou uit te loop. Van daar af, direk daarna, was Jesus gearresteer. En dit was, tot op die einde, dit was die toeloop van die kruisiging. So, jy kan vanaand hier sit, en jy kan wonder, maar ek kan vir jou sê, ongetwyfeld, Jesus ken jou. Hy ken jou naam. Hy ken jou hart. Hy ken jou geheime. Weet jy wie van julle het geheime nie, maar hy ken het. Scary, maar hy ken het. Hy ken jou vrese. Hy ken jou verlede. Hy verstaan jou seer. Hy het intense meegevoel met jou en in jou omstandighede. Die een vir wie ek lief is siek, dit was Jesus. Hy het geweet, daai persoon, hy het geweet, dit is Lazarus, ongetwyfeld. Ek wil net vir jou oordra hier, moet nie nalat om vir iemand anders te bid nie. Moenie so selfsugtig wees en elke gebed oor jou eie stories maak nie. Moet nie elke gebed maak, Here vir my gesin, vir my kar, vir my, alles gaan oor my nie. Terwyl daar mense is wat waaragtig jou gebed nodig het. Jesus is die middelaar. Tussen God en ons is Jesus. Jesus is die middelaar, maar wanneer jy gaan na Jesus toe, Jesus, ek bid vir Corrie, want Corrie het 'n wen nodig gehad. Ek bid vir Lente, want sy is bekommerd oor haar man. En so kan ons, wanneer jy mense begin identifiseer, kan jy vir hulle bid, en jy kan sekere dinge opdra na die Here toe. En sonder dat jy self vra, het iemand vir jou ingetree, en Jesus tree in by die Vader vir jou. En daai moet ons verstaan. Ek wil afsluit en net te sê, dat as jy nog wonder, waar jou posisie is ten opsigte van Jesus, moet jy hom werklik aanvaar, moet jy hom nie aanvaar nie. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy daar was, en jy het gesien, hier kom 'n ou uit 'n graf uit, wat 4 dae dood was. En almal weet dat hierdie ou dood was, en jy sien met jou eie 2 oë, dat hier kom 'n ou uit wat leef, wat Jesus wat opstaan het. Sal jy nog twyfel? As jy sien Jesus doen iets merkwaardig, gaan jy twyfel, of gaan jy sê, Here, totdat dit nie met my gebeur nie, gaan ek nie glo nie. En ek dink dit is wat baie mense doen. Baie ouens sit en wag vir daai antwoord op gebed vir my. Want Here, U moet dit vir my doen. Ek wil vir jou sê, die Jesus waaroor ons sing, die Jesus waaroor ons praat, die Jesus tot wie jy bid, is die Jesus op die kruis, is die Jesus in die kinderbybel,
is die Jesus waar elke kind wat jy kan sien, as jy vir hulle vra, weet jy wie is Jesus, gaan hulle vir jou sê, ja. Maar soos jy ouer word, gaan dit nie meer oor jy weet wie Jesus is nie. Dit gaan oor, jy het later 'n verlange in jou hart, om te leer ken. En dis die verskil. Ek kan weet wie baie van julle is. Ek kan jou dalk jou naam ken, ek het dalk 'n broad spektrum idee wie jy is, wat jou agtergrond. Maar nie totdat ek tyd saam met jou spandeer nie, gaan ek nie weet wie jy is nie. Ek gaan nie weet wat in jou hart aangaan nie. En jy gaan ook nie weet wat in my hart aangaan nie. En hierdie is die finale konsep wat jy vanaand moet verstaan. Jesus het gedoen wat hy gedoen het, want hy wil mense bymekaar bring. Na Lazarus daar uit, is dit mense in Jesus begin glo. Hy was 'n walking, talking testimony gewees. Dis jou plig, wanneer jy 'n ontmoeting met die Here gehad het, om seker te maak dat ander dit kan sien. Om seker te maak dat iemand wat dalk nog nie by Jesus uitgekom het nie, kan sien dat jy het by Jesus uitgekom. En dat dit wat hy aan jou gedoen het, vir jou gedoen het, kan hy vir hulle ook doen. So vanaand, om af te sluit, wil ek vir jou sê, kom terug by die plek waar die hart van God is. En dit is eenvoudig verhouding. Verstaan dat hy in verhouding met jou wil staan, met elkeen van ons. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak van jou verlede nie, dit maak nie saak nie, want as al daai goed saak gemaak het, sou Jesus nie op die kruis gesterf het vir ons nie. Maar hy het op die kruis gesterf, en hy het elke ding wat jy vanaand mee sit, elke kwaal, elke sonde, elke ding wat jy nie eers met enige ander ou wil deel nie, het hy op hom gevat daai dag op die kruis. Ons het dit al soveel keer hier genoem, maar ek kan dit nie genoeg sê nie. Daai dag op die kruis, daar's 'n liedjie wat sê, when he was on the cross, I was on his mind. En jy moet dit begryp vanaand, dat wie Jesus op die kruis was jy op sy gedagtes. Hy's almagtig, hy weet van jou, hy het geweet jy gaan gebore word, hy weet alles. Hoe gaan hy dan nie verstaan waardeur jy nou gaan nie? Hoe kan hy nie verstaan wat nou in jou hart aangaan nie? Wie is ons om te dink dat die God wat hemel en aarde geskaap het, wat Jesus op die kruis gesit het vir ons, verstaan nie jou hart nie? Dis 'n oomblik van oorgee. Dis 'n oorgawe ding. Dis 'n oorgawe verhouding. As jy getroud is, besef jy later dat op 'n sekere stadium in 'n getroude lewe, ek weet nie of julle almal is nie, maar wat die mense met wie ek nou gepraat het al, kom dit neer dat op een of ander stadium is daar 'n divide. Hulle is 20 jaar getroud, maar hulle het nie 'n cooking clue wat in mekaar se lewe aangaan. Hulle is 20 jaar getroud, maar ek weet nie eintlik meer wat hulle aan die antiek nie. Die probleem is die waarde van oorgawe, die waarde van nie ek nie, maar jy, is nie meer daar nie. En dis waar dit gaan oor jy 'n verhouding het met Jesus. Dit is presies dieselfde. Here, nie ek nie, maar U. Wat kan ek doen om U te eer? Nie Here, wat kan U vir my doen nie? Dis soveel van ons gebede, is dit nie? Here, doen dit vir my, Here, doen dat vir my. Wat van ons draai die prentjie net om vir 'n rukkie? Wanneer jy bid, moenie vra vir enige iets nie, gaan net en sê net, Here, wat kan ek doen vir U? En ek dink as ons op daai stadium kan kom waar ons besef, dit gaan lankal nie meer oor ons nie. Dat wat ek gee, maak saak. Maar jy moet ook verstaan, wat jy gee, gaan hom nie meer lief maak vir jou nie.
En wat jy nie gee nie, gaan hom nie minder lief maak vir jou nie. Maar God staan en wag. Hy soek verhouding met jou. Hy het genade vir jou, dis dit, jy het genade, die feit dat ons hier sit vanaand, is genade, dit is niks anders as genade nie. Ouens, jy nie weet wat genade is, jy kyk wat in die wêreld aangaan op die oomblik. En dan vanaand, nou wanneer jy huis toe ry, kyk net deur wat se dorpie ry jy. As jy by die strate kom en jy sien, weet jy wat, alles is reg, die paai is reg, vanaand as ek by die huis kom met 'n krag en water. Kyk wat in die res van die land aangaan. Kyk wat in die res van die wêreld aangaan. So as jy niks anders het om voor dankbaar te wees, jy sê Here, dankie dat ek in Stilbaai is. Want dis genade. Jy kon nie hier gewees het nie. Nou ek gaan dit nie uittrek nie. Ek wil net vir ons gebed doen. En as jy voel, Here, ek kort daai wen. Iemand in die week het vir my gesê, ek kort 'n wen. En dit was vir my nogal striking, want dit het op soveel fasette met my geresoneer. Want ons kort 'n wen, meeste ouens kort 'n wen. Party kort 'n finansiële wen, ander kort 'n emosionele wen, ander kort 'n geestelike wen. Maar as jy vanaand hier so sit en jy sê, Here, ek kort 'n wen. Jy hoef nie op te staan nie. As jy wil opstaan, voel vry staan. Steek ten minste net my hand op en waai, laat ek kan sien, dis jy, want ek kyk julle mis. Ek wil net 'n gebed doen. Soos jy voel, Here, ek kort vanaand 'n wen. Doen net die stap. Steek net jou hand. As jy wil staan. It's all the same. Here Jesus, Here, ons besef nie altyd met wie ons doen dit nie. Ons besef nie altyd met wie deel ons nie. Ons besef nie altyd met wie ons praat nie. Ons besef nie altyd wie is die een wat ons hou waar ons is nie. Ons besef nie altyd wie is die een wat genade oor ons spreek nie. Here, vanaand staan ek hier, Here, en ek tree in vir elke persoon wat vanaand hulle hand opsteek of wat staan, Here. Here, hier is mense wat staan en hulle sê hulle kort 'n wen. Here, en ons almal kom op een of ander stadium in ons lewe wat ons 'n wen kort. Partykeer is dit 'n oomblik wen, ander keer is dit 'n langtermyn wen. Maar Here, ek vra vanaand dat U sal kom en in elke situasie van elke persoon wat vanaand staan of sy hand opsteek of wat daar sit nou wat in sy hart self sê, Here, ek kort 'n wen. Here, ek bid dat U vir hulle die wen sal gee. Maar Here, nie die wen noodwendig wat hulle in hulle gedagtes sien nie, maar Here, die wen wat U weet, is die wil vir hulle lewe. Die wen wat U weet, is die een wat hulle gefokus gaan hou op U. Nie 'n wen wat hulle gaan laat glo, there's something more nie. 'n Wen wat hulle gaan laat glo, less of me, more of you. Here, dankie dat U vir ons luister, want U het nie nodig om vir ons te luister nie. En dankie dat U seun gegee het vir ons. En dankie dat U ons naam ken, dat U weet wie is ons, en dat U ons liefhet. Dankie, Here.